Goeiemôre Handelinge, baie welkom. Wat is dit in jou lewe wat jou soms uitdaag of jou onseker laat voel? Die Here wil vandag vir ons elkeen kom herinner dat hy ons vul met geloof en hoop, sodat ons voluit kan lewe. Ons is nog steeds besig met Matteus 27 en die kragtige profetiese gebeurtenisse wat plaasgevind het die oomblik toe Jesus gesterf het. Toe Jesus gesterf het dit donker geword, die voorhangsel het geskeur van bo tot onder in die tempel, die aarde het geskit en gebewe, en die grafte het oopgegaan, die mense het uitgekom en getuig. En vandag gaan ons spesifiek kyk na hoe die vrouens opgetree het teenoor Jesus en die spesiale rol wat hulle vervul het in die lewe van Jesus op aarde. Gelukkige Moedersdag, ons dink aan al die vrouens en ons kyk wat ons kan leer by hierdie vrouens wat teenwoordig was met Jesus se kruisiging. So in Matteus 26 lees ons dat Maria Magdalena Jesus se voete kom salf het. En alhoewel dit bietjie oproering veroorsaak het, dat ons eintlik leer dat sy 'n profetiese teken daar kom wys het, dat Jesus gesalf word vir sy kruisiging en ook die salwing van 'n koning, nê. En Matteus is veral so gefokus daarop om Jesus as koning uit te beeld. En dan hoe mooi dat die vrouens hier so mooi rol speel om Jesus op te lig as koning en om te eer as koning. Matteus 27 lees ons dat dit die vrouens was wat by die kruis gebly het. Alhoewel hulle 'n bietjie ver gestaan het hulle daar gebly. Nou natuurlik kan ons sê die sosiale konteks het gemaak dat die mans dalk bedreig was op daai oomblik. Hulle was ook maar onseker en kon dalk vervolg word. Maar dit wys ook werklik iets moois wat ons nie moet mis nie. En dit is dat die vrouens by Jesus gewag het. Hulle het hulle oë op hom gehou. Hulle het toegekyk hoe hy sterf en hulle daar gebly. Glo ek met 'n hoop en volle vertroue in die Here dat daar tog iets goeds hieruit sal kom. Matteus 28 lees ons in die begin dat dit die vrouens was wat eers by die graf was. Hulle het daar vir Jesus kom wag. Hulle party vertaling sê dat hulle hom toe wou kom toedraai het. Ander vertaling sê dat hy reeds toegedraai was. Maar die feit is, die vrouens was daar. Hulle het omgesien na Jesus. Hulle wou seker maak dat alles reg loop. So wat sê dit vir ons? Ek het hierdie mooi vers gaan oplees in Jesaja 40 en ek lees dit saam vir ons. Vers 31. Maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop maar raak nie afgemat nie. Hulle loop maar raak nie moeg nie. Alhoewel die vrouens op Jesus gewag het en dit dalk lyk na iets wat nie veel aksie insluit of veel te doen het nie, is hierdie woord wat in Jesaja 40 gebruik word, verwag, dieselfde woord wat ook vertaal kan word as hoop, as geloof. En daaruit kan ons raak sien dat die vrouens se wag op Jesus was nie net wag nie. Hulle was daar want hulle het geglo in hom. Hulle het hoop gehad, hulle het geweet en geglo dat die boodskap van Jesus vervul sal word. Hulle het met hoopvolle afwagting, met verwagting, vol hoop, het hulle Jesus eintlik bygestaan as disippels, as volgelinge van Jesus. En dit word so mooi uitgebeeld deur hierdie 3 oomblikke wat ons raak sien dat die vrouens betrokke was in Jesus se lewe. Mag ons daaruit leer dat alhoewel ons dalk ook op baie goeders wag, ons wag dalk vir 'n deurbraak, ons wag dalk vir geld om in die rekening te kom, ons wag dalk vir 'n nuwe werk, 'n kontrak wat gestuur moet word. Ons wag dalk vir 'n kontrak om deur te gaan vir werk. Ons wag dalk dat ons kinders net deur die winterseisoen sal kom sonder om siek te word. Daar is soveel goeders waarop ons wag. Mag ons nie net wag nie, mag ons vol geloof en hoop wag. Mag ons verwagting hê vir dit wat die Here sal doen.
in en deur ons lewe en mag ons draers wees van hierdie hoop, want Jesus lewe binne ons. Na sy opvaarding stuur hy ons uit om hierdie hoop te gaan leef en hierdie hoop aan te hou bring oral waar ons gaan. Mag die Here jou seën. Wag op die Here, want hy is getrou. Die Here seën en beskerm jou. Die Here hoor jou gebede. Vrede vir jou, want God is getrou. Amen.